Ingeskakel is by vanoggend se erediens aanlyn. Dis my wonderlike voorreg om op hierdie Sondag so saam met julle as boeties en sissies in Christus byeen te wees. So vorm ons daardie liggaam van Christus en is ons saam hierso vanoggend net om een ding, en dit is om aan ons Here die lof en die eer te bring. Daarom noem ons dit ook 'n erediens. So kom ons raak net rustig in sy teenwoordigheid en ons begin ook hierdie oggend in sy naam. Die wat op die Here vertrou is soos Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan, soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Amen. Broers en susters, ek groet julle, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan sing ons losse 3 aanbiddingsliedere. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my rede, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Here is my vesting, die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my rede, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here, die Here skepper. Hy is my bron en hy is my rede, die een op wie ek wag. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele
en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God by drie en een, Vader, Gees en Seun, die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Is die naam wel gedaan? Want hy is die naam oor elke naam. Waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Want hy is die naam oor elke naam, want hy is die naam oor elke naam. Waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. En die hemel is die Heer, en sy glas is soos en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy troon. En aan is die mag en die heerlikheid en krag, en aan is die Heer en die lof aan die begeer. En geliefdheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die beelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy troon. En aan is die mag en die heerlikheid en krag, en aan is die Heer en die lof aan die regeer.
Here Here, mens voel so tasbaar vanoggend ook die teenwoordigheid hierso. En Here, ons weet dat eendag gaan ons daardie glans van U aanskou. Ons gaan U sien omring met soveel heerlike wesens en kleure en dinge rondom U troon, Here, dat dit ons gaan oorweldig. Want Here, U woord sê op dit wat ons nie eens kan bid of dink nie, dit is wat U vir ons gegaan het om vir ons in gereedheid te bring, vir elkeen wat U seun aanvaar het as hulle verlosser en saligmaker. Here, ons weet ook daar is egter mense daar buite wat as die trompet vandag sou blaas nog nie reg is nie. En Here, vir hulle sal daar geen kans meer wees om reg te maak as die tyd uithardloop nie. So Here, mag U vanoggend met ons elkeen praat ook uit U woord uit. Wat word van ons verwag om te doen in hierdie tyd, waar ons wag op U terugkoms, Here? Waar U gaan kom op die ruiter, as die ruiter op die wit perd, nie om verlossing te bring nie, maar om die oordeel te bring. Met die eerste koms het U na die wêreld gekom om vir ons verlossing te bring, deur U seun Jesus Christus wat kom mens word het om te kom sterf van 'n kruis vir al ons sondes. Maar wanneer U weer kom, Here, dan gaan dit wees om die skape en die bokke te skei. En Here, ons glo en ons bid dat ons aan die regte kant sal wees. Maar Here, gee dat ons ook daardie skape sal gaan haal voordat die tyd uithardloop, sodat die kampe sal vol wees. Here, dankie vir al die liefde en die seëninge. Dankie vir genade onbeskryflik groot. Kom maak dit rustig in ons harte ook in hierdie oggend. Kom praat U met ons deur U woord. Ons ere en ons prys U in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Julle kan julle plekke inneem. Die kindertjies, julle kan vir ons uitgaan. Ek gaan vir God probeer om vir ek wil net vir ons geliefde Tannie Lydia sê welkom van reisverlof of reisattestaat. Ons is bly Tannie is nou weer voluit hier so in die gemeente, ons het Tannie vermis. Ons is dankbaar en glo Tannie het baie lekker gekuier, maar dit is lekker om Tannie weer hier so by ons te hê. En dan vir elke ander nuwe besoeker of iemand wat ek al oorgeslaan het vanoggend, baie welkom ook hier so saam met ons. Vanoggend se opskrif van die boodskap is wees 'n wag op die muur. Ons is in hierdie tyd tussen die eerste en tweede koms van Christus en ons moet nie net agteroor sit nie. Dit was een van daardie dinge wat Paulus ook vir die mense, veral in Thessalonika geskryf het, is, hulle het net gesit in die wolke dopgehou en gedink, Jesus gaan vandag kom. En so is daar ander mense daar buite wat moet hoor van die evangelie, so ons moet nie stil sit nie, ons moet 'n wag op die muur wees, en ek gaan net nou so 'n bietjie vir ons uit Jesegiel ook bietjie gaan lees. So ek gaan vanoggend vir ons 2 gedeeltes lees. Dit mag dalk bietjie klein word wees hier op die bord, maar ek glo julle moet ook maar julle Bybel saambring. Dis die swaard, dis die woord van God waarmee ons ook die vyand met terug aanval mee. So ek lees vir ons daaruit Matteus 24 van vers 45. Wie is eintlik die getroue en verstandige slaaf vir wie sy eienaars oor sy ander slawe aangestel het om hulle op tyd kos te gee? Dit is die slaaf vir wie sy eienaar by sy tuiskom so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Dit verseker ek julle, hy sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as dit 'n slegte slaaf is, sal hy by homself dink, my eienaar bly lank weg. Dan sal hy vir die ander slawe begin slaan en saam met die dronkaards eet en drink. Die eienaar van daardie slaaf sal op 'n dag kom dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie. Dan sal sy eienaar hom laat doodmaak en hom die lot
van die huigelaars laat deel, daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Ek lees net weer vir ons daarso vers 46, dit is die slaaf vir wie sy eienaar by sy tuiskom so aan die werk sal kry, gelukkig is hy, dit is hoe ons moet wees, aan die werk, en as ons eienaar, ons koning terugkom, sal hy ons aan die werk kry, en dan gelukkig is hy, daar is 'n groot beloning wat vir ons wag, daar staan ook, alles wat hy besit, sal ook, hy sal aangestel word oor alles wat hy besit. Nou wat besit God? Dis alles, dis die hele hemel, om te dink ons is sy bruid, as ek en Wiekie is in 'n huwelik, ons spot altyd die kar is daai een sin of wat ook al, maar eintlik is dit maar ons almal sin, ons almal ry met dit, ons almal bly in dieselfde huis, en om dit te dink, dat dit is hoe Christus ons sien, as alles wat aan hom behoort, gaan ook aan ons behoort, want ons is sy bruid, en ek dink nie ons kan onsself indink vir wat vir ons wag nie. Maar ons sien vanoggend hier so 'n slaaf, en wat beteken 'n slaaf? Want ek dink 'n slaaf het 'n bietjie van 'n slegte konnektasie by ons. In die ou tyd is slaaf vir 'n prys gekoop. Nou ja, 'n prys soos in geldelike waarde. Maar ons is 'n slaaf van Jesus Christus, met ander woorde, ons is ook gekoop. Maar ons is met die duurste prys gekoop, deur die bloed van Jesus Christus. Daar's 'n prys vir ons betaal, vir elkeen wat Jesus Christus glo, die prys aan die kruis. So, jy is die duurste gekoop. Daar is nie 'n groter prys wat iemand kan betaal as om sy lewe ook af te lê nie. Nou wat word van ons verwag dan as 'n slaaf? 'n Slaaf in die goeie manier, ons behoort aan Christus, hy het ons gekoop. So ons behoort hard te werk vir ons eienaar. En dit behoort nie 'n moeilike ding te wees nie, dit behoort uit ons hart uit te kom. Ons het hierdie opgewonde, ons weet waartoe ons op pad is, en ons het hierdie opgewondenheid in ons. So, hoekom is dit dat ons is so, partykeer moet ons ook soos Paulus by die mense bietjie hard praat en sê, kom mensies, kom ons raak bietjie aan die werk weer. Kom ons sit nie net stil en wag vir daai dag om net aan te breek nie. Kom ons wees aktief deel. En ek wil nie te veel volgende jaar se dinge vooruit gaan hardloop nie, maar dit is juist die fokus. Ons wil 'n gemeente wees wat meer uitgaan en daardie skape wat daar buite is wat nog in die kamp moet kom te gaan haal en hulle hier uit te kry. Dit help nie, ons gaan nie die kerk van Christus uitbou as ons net hierso sit en Sondag na Sondag doen ons eredienste, ons doen ons Bybelstudies, ons doen al ons goed in die gemeente. Ja, dit is belangrik want ons moet die skape kos gee. Maar ons moet meer uitgaan en die mense gaan haal. Dit is hoe die kerk groei. Nie om een Sondag is ons teleurgestel te wat hier gebeur of hierdie is die musiek nie vandag lekker nie, nou gaan ek na 'n ander gemeente toe. Dit is nie die kerk uitbou nie. As daar nou 'n oneenigheid is by 'n ander gemeente en ewe skielik kom 'n hele klomp van hulle hiernatoe, die kerk groei nie. Die gemeente groei dalk, maar die kerk groei nie. Ons moet die mense gaan haal, daardie verlore skape en hulle terugbring. In die Bybelse tyd was die slaaf deel van die huishouding van die eienaar. Dink aan die tyd van Abraham. Abraham het sy slawe saam met hom besny. Dit was deel van die huishouding, dit was 'n groter as net die pa en sy vrou en sy kinders. Dit was die slawe en almal wat daarbey betrokke was. En daarom is dit ook in ons tyd vir ons belangrik, want alhoewel ons nie van die begin af die uitverkore volk van God was, die Israeliete nie, is dit nou met die koms van Christus moontlik vir almal om deel van hierdie huishouding van God te wees, as jy hom aanvaar as verlosser en saligmaker. Ek gaan net vir ons lees, want hierdie twee gedeeltes sluit net vir my so mooi by mekaar aan. Die gedeelte uit Esegiel, ek gaan vir ons daarso lees, Esegiel 33 vers 1 tot 9. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, praat met die mense van jou volk en sê vir hulle, wanneer ek oorlog oor 'n land bring, en die mense van die land vat een van hulle en stel hom aan as 'n wag, en hy sien die vyand aankom en blaas die ramshoring en waarsku sy mense, en hulle hoor die ramshoring, maar hulle slaan nie ag op die waarskuwing nie, dan is hulle verantwoordelik vir hulle eie dood. Hulle het die ramshoring gehoor, maar nie op die waarskuwing ag geslaan nie. Hulle is self verantwoordelik vir hulle dood. Dit is net die wat op die waarskuwing ag slaan,
wat hulle lewens red. Maar wanneer die vyand sien aankom en nie die ramshoring blaas, sodat die mense gewaarsku word nie, en die vyand kom en maak party van die land se mense dood, dan sterf die mense wel deur hulle eie sonde, maar ek sal van die wag rekenskap eis vir hulle dood. Mens, ek het jou die wag van Israel gemaak. Wanneer jy by my die opdrag ontvang, moet jy hulle namens my waarsku. Wanneer ek van die godlose sê dat hy sal sterwe, en jy praat nie en waarsku hom nie oor sy doen en late nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar ek sal van jou verantwoordelikheid hou vir sy dood. Wanneer jy die godlose waarsku oor sy optrede en hom nie laat afsien en hom daarvan te laat afsien en hy sien nie daarvan af nie, dan sterf hy deur sy sonde en het jy jou eie lewe behou. So dit gaan hierso oor basies, ons sien die vyand, ons leef in hierdie tyd, die prentjie wat julle daar bo sien is die Great Wall of China, en daai ou tyd was dit sulke wagtorens gewees, en jy was verantwoordelik gewees vir jou gedeelte van die muur. Jy het uitgekyk en gekyk wanneer kom die vyand, en dan sou hulle 'n ramshoring blaas en die mense binne in die stad waarsku, hoorie, die vyand is op pad, en hy gaan ons aanval, want dit is hierso, die Here sê, daar gaan oorlog kom. Efesiërs hoofstuk 6 sê vir ons is in die midde van 'n oorlog. Ons is in 'n geestelike oorlog gewikkel in hierdie tyd waarin ons lewe. Van Jesus tot oral oor al die eeue is ons in hierdie geestelike stryd gewikkel. En ons moet uitkyk. Ons moet sien wanneer is die vyand op pad om ook ons aan te val. En ons moet ons ramshorings blaas. En doen ons dit vandag. So wat word van jou verwag as 'n wag op die muur is? Wees die hele tyd op die uitkyk. Kyk rond, sien dinge raak. In die kerk, in die gemeente, in die wêreld, daar waar jy is, elke dag by jou werk. Sien jy dinge raak waarop jy mense kan waarsku dat hulle is op die verkeerde pad en dat hulle saak moet regmaak by die Here voordat dit te laat is. Hy is verantwoordelik vir sy eie gedeelte. So met ander woorde, as jy betrokke is by 'n sekere sekere aksie in ons gemeente en jy sien hier's probleme, dan gaan help jy daar. En jy gaan bied jou hulp aan. Jy sit nie terug en sê, kyk daarso en jy waarsku nie. Jy moet betrokke raak en help om daai gat in daai muur heel te maak. Ons moet saam bou, ons moet saam ons stad beskerm, ons mense beskerm, die mense wat binne in die stad is. Hy waarsku die hele volk. Hierso was die profeet Jesegiel aangestel met hierdie boodskap van God gaan waarsku die mense. Bekeer julle, die tyd raak min en daar's kom ballingskap as julle nie gaan regmaak nie. En as die mense nie na ons gaan luister nie, dan gaan hulle verlore gaan. Maar ons het die opdrag om daardie mense te gaan waarsku. So ander mense se lewens, met ander woorde, is in ons hande. Ons het 'n groot taak julle om daardie mense te gaan red. Want dit sê uitdruklik hierso vanoggend, as ons die mense gaan waarsku en hulle kom nie tot bekering nie, dan is die bloed op hulle hande. Maar as ons swyg en ons sien nie die mense en ons sien wat hulle mee besig is en ons sê net niks daaroor nie, dan is daai bloed op ons hande. Dan het ons nie opgetree so wat God van ons verwag om hierdie mense te waarsku nie. So, as jy die mense waarsku en hulle luister nie, is die bloed op hulle self. Maar as jy nie die mense waarsku nie en hulle word aangeval, dan is die bloed op ons eie hande. So wat moet ons raak sien hierso vanoggend? As ons teruggaan na Matteus toe, dan sê dit dat ons moet die mense kos gee. In hierdie tyd moet ons die mense kos gee. Wees eintlik die getroue en verstandige slaaf vir wie sy eienaar oor die ander slawe aangestel het om vir hulle op hulle tyd kos te gee. Dit was wat ons moet doen. Ons moet die mense kos gee. Wat is die kos? Wat is die brood van die lewe? Johannes sê dit vir ons. Jesus is die brood van die lewe. As jy van Jesus Christus eet, sal jy nooit weer honger kry nie. So dit is die kos wat ons moet gaan uitdeel. Geestelike voedsel. Maak seker mense, jy kom iewers in 'n gesprek by 'n geestelike punt uit.
Moenie net staan en grappies maak en ons kan al hierdie snaakse jokes met mekaar deel, maar ons kan nie by Christendom uitkom nie. Dit is so maklik om allerlei grappe te vertel en te vertel hoe sleg die rek was of te vertel van wat onder hierdie kar se kap aangaan, wat se silinders en al die goed. Ons kan oor al hierdie goed te praat vir ure en ure, maar ons kan nie met mense praat oor Christus nie. En dan is daar die bloed op ons hande. So mense, ons het 'n groot taak en die Here kom en hy gaan van ons verantwoordelikheid eis. Ons moet aan die werk bly totdat hy kom. En dit sê daar, so gelukkig is hy wat aan die werk bly. En wanneer die eienaar kom, sal hy so 'n slaaf aanstel oor alles wat hy besit. En onthou, dit is Jesus Christus wat dit sê. Oor alles wat hy besit, die hele hemel, oor alles, die hele skepping, gaan aan ons toe vertrou word. Ons gaan oor die engele heers. Ons gaan selfs oor hulle oordeel. So, ons gaan alles besit. Julle, ons besef nie wat so groot goed wag vir ons in die hemel, as ons gaan vasbly en aanhou om die evangelie uit te dra nie. Maar 'n slegte slaaf is een wat nie omgee oor ander nie. Hy raak gou moeg en soek die plesiere van die lewe. Ons sien hierso, hy gaan sit saam met daai dronkaards en hy begin naderhand bekleierig raak. Dit is soos as mens daar in die kroeg 'n paar kappe te veel gevat het, dan ewe skielik noem ek mos wat sê hulle brandewyn is karate water. So ek drink nou nie daai goed nie, maar hulle sê dis karate water. So 'n paar van hulle te veel en dan wil jy net almal slaan en dan dink jy soos hierdie, wat is dit, 'n miniatuur Doberman wat dink hy kan 'n leeu verskeer. Nee, julle, ons moet wegbly van daai dinge. Hulle raak opstandig en moeilik. Hulle wil nie hoor hulle is verkeerd nie. So wanneer jy dink jy gaan met iemand praat, moenie altyd dink dit gaan maklik wees nie. Daar was iemand wat gesê het eendag, nee, hy gaan maar kroeg toe want hy gaan daarso die mense oortuig. Jy gaan hulle nie daar binne oortuig nie. Wanneer jy in 'n kroeg instap, is daar 'n ander ou wat daar sit. Dis nie die eintlik nie. Hy's in daai ou se liggaam, maar dis 'n ander ou, as jy verstaan wat ek bedoel. Jy wil nie 'n ou gaan aanvat wanneer hy onder die invloed is nie, want jy gaan 'n pak slaag kry. Hulle raak moeilik en hulle raak opstandig en hulle wil nie hoor hulle is verkeerd nie. Hulle word ontkant gevang en hulle is nie reg nie. En dit gaan 'n verskriklike deel wees. Hulle gaan sterf saam met die lot en hulle sal die lot van die huigelaars deel. So hulle gaan ook op hulle tande kners. En julle, ek dink nie ons besef hoe erg is die ander kant nie. Ons dink nie ons besef dat daar gaan 'n ewigheid wees waar jy kan nie. As ons dink aan daai ryk man en Lazarus, hy sien vir Lazarus daarso, maar hy kan nie, daar's geen manier wat hy kan regmaak nie. En hoe verskriklik gaan dit wees dat daai mense ons sien aan die ander kant en hulle weet hulle is verkeerd en hulle kan nooit ooit nie. Verstaan ons wat is ewigheid? En jy kan nie terugkom by die regte kant nie. En ons het nou om hierdie keuses te maak. So wat moet ons doen in hierdie tyd? Praat met die mense en waarsku hulle. Sê vir hulle in liefde. Hoorie, so ek is bekommerd oor jou, my vriend. Ek sien jou te veel by hierdie verkeerde plekke en te min by die goeie plekke, by die regte plekke in ons gemeentes en by die samekomste van die gelowiges. As daar vanoggend 6 uur 'n boodskap afgaan, hoorie, so kry jy by die dam, dan vergeet jy alles en jy kry die koelboks reg en jy's dan toe en jy gaan doen alles daarso en is lekker. Maar as 'n vriend vir jou sê, hoorie, so kom vanoggend saam met my kerk toe, is jy net so opgewonde oor daai uitnodiging? Maar ons moet nie ophou nie, julle. Ons moet nie ophou nie. Ons moet nie ophou om te bid nie. Ons moet aanhou totdat daai deurbraak kom. Soos wat ek sê, daar sal 'n oorlog wees. Die Here sê dit vanoggend ook. Daar sal oorlog wees. En soos wat Efesiërs vir ons sê, dis 'n geestelike oorlog. Daar's 'n oorlog vir jou siel. Onthou, die Here sê op 'n stadium was daar selfs vir Moses se siel. Moses wat die 10 gebooie ontvang het, wat saam met die Here op die berg was, die God was bietjie by die Satan in 'n oorlog gewees vir sy siel. Ons weet natuurlik ten minste die Here wen. En dis wonderlik want ons het Openbaring, ons weet ons is aan die wenkant. Maar julle, ons moet nie net begin of ons moet ophou om net oor onsself bekommerd te wees. Ons moet begin 'n hart vir ander mense ontwikkel. Die koning stel jou aan. Dis nie jouself wat jou so goed is nie. Die koning verwag van ons
Jy is my slaaf. Jy is my wag wat ek op die muur plaas. Sal jy 'n goeie wag wees of 'n goeie slaaf? Sal jy doen wat ek van jou vra? Sal jy daai mense gaan waarsku? Blaas jou ramshoring en waarsku hulle as jy die gevaar sien aankom. Ons sien dit, julle, ons sien die natuurrampe, ons sien hierdie artificial intelligence. Hulle sê dat teen die jaar 2030 gaan die goed slimmer wees as die mens, gaan hulle so, dit kan ons of heeltemal paniekerig maak, of dit kan ons motiveer om te sê, hoorie so, hoe lank gaan die Here nog hierdie goed toelaat? Dat robotte ons naderhand gaan domineer. In kerke, ons dominees, ons almal worry, ek sien nou in die week waar die Afrikaanse kunstenaars sê, ons moet stop met hierdie liedjies wat ons afwaai, wat hierdie kunsmatige intelligensie doen nou al hierdie musiek, jy kan net vir hom sê, skryf 'n liedjie oor dit, en dan sit hy vir jou 'n stem en alles, en daar so is die liedjie, jy kan dit sommer sien as jy dit op YouTube kyk, is so amper 'n tekenprentjie. En in vandag se tye kan jy op hierdie foon van jou gaan en jy laai die Jesus app af en jy sê, Jesus, what can I do to save my marriage? En dan sal hy vir jou sê, my child, la 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 la. So hoe lang het ek as 'n dominee voordat die mense raak so vas aan hierdie goede en op die rekenaars, dat daar gaan nie vir ons een meer werk is die Amazon het oor die 3000 mense af, van die robotte werk vinniger en meer effektief en koste-effektief vir dit. So waartoe stuur alles op af? Ons sien die dinge, mense, ons sien die vyand kom. En waarsku ons julle, asseblief maak net reg met die Here. Want wat as? Wat as dit vandag is? Wat as dit môre is? Wat as dit oor 'n jaar is? Het ons 'n hart tog om hierdie mense, sal ons elkeen volgende Sondag net probeer om 'n vriend of 'n vriendin saam met ons in hierdie banke te kry. Kom ons doen dit, julle. Ons sien die vyand kom en ons sien hy's besig. En hy doen alles in sy vermoë om die Christendom te laat omval en waar ons weet dat geen engele of bose magte of niks sal ons skei van die liefde van die Here nie. Maar ons kan nie sien dat alles om ons raak al hoe donkerder, maar ons bly net swyg nie. Onthou wie is aan ons kant en onthou in wie se naam jy in hierdie oorlog betrokke is. In die naam van Jesus Christus, die oorwinnaar oor die dood. Dis hy wat jou die opdrag gee. Dis hy wat vir jou sê, gaan waarsku my mense, voordat dit te laat is. En sekere mense sal luister en hulle self beskerm wanneer jy met hulle praat, maar ander sal luister, maar hulle sal nie gehoor gee nie, maar dan is daai bloed nie op jou hande nie. Dink net as jy nie met jou kind gepraat het oor Jesus nie, en daar kom die wederkoms, en daai kind ken nie vir Christus nie, en jy sien jou kind na die hel toe gaan, en jy weet, dit is my skuld, wat ek het nooit met my kind gesit en die Bybel gebestudeer, en bietjie met hulle gepraat oor Jesus, en seker gemaak hulle weet van hom nie, en jy sien daar gaan hulle die ewige verderf in. Julle, hierdie goede is nie maklik nie, maar die Here gee ons tyd, en hy gee ons 'n kans om weer te gaan regmaak, om weer op ons poste te kom, uit hierdie aarde uit te kom, uit hierdie partytjies uit te kom, om weer op die muur te gaan staan en die mense te waarsku. Ons wil nie hierdie bloed op ons eie hande hê nie. So, in volgende jaar, die hele plan is, hoe gaan ons mekaar help om diensbaar te word, om nie net hierso te sit in 'n gemeente Sondag na Sondag en net die woord te kry en ja, dis goed om Bybelstudies, ek sê beslis nie, moenie bly weg van die goede af nie. Ons moet Sondag en ons moet in die week hierso wees, maar iewers moet ons mekaar so begin help. Hoe gaan ons die mense red wat hier buite is? Hoe gaan ons in hierdie blok waar ons is 'n verskil maak? Omdat die mense kan sien daar is 'n kerk. Dat ons sal gaan, al is dit om 'n pothol hierso in hierdie pad hierso bo by die Piek n Pay te gaan regmaak, maar dat die mense sien, die Kasteel Gemeenskapskerk is buite. Ons is nie net hier in die banke Sondag en Woensdag hier in die kansaltjie of Woensdag aand hier nie. Nee, die mense gaan moet begin sien, hier is 'n gemeente in hierdie plek, deel van die dorp geplaas, wat 'n verskil wil maak in die area waar die Here ons geplant het, want dit is nie toevallig nie. Ons is nie hierso geplaas
net vir, omdat hierdie nou 'n wonderlike lekker gebou is nie. Ons is so dankbaar daarvoor. Maar ons kan nie dat dit wat waaroor Christendom gaan is net oor dit wat op 'n Sondag of op 'n Woensdag of met 'n aksie gebeur nie. Dit moet buitekant toe gaan. Hoe gaan ons daai mense daar buite bereik? En ons gaan saam bid, en ons gaan saam dink, en ons gaan vir die Here vra dat hy vir ons deure sal oopmaak waar ons weier kan gaan. Ja, ons het koskaste en sopkombuise en ons is Wennie en Dominee Andrei gaan vir ons uit in Malawi en in Swaziland en waar ook al. Maar ons kan dit nie net vir 1 of 2 persone gee nie. Elkeen van ons is 'n wagter. Elkeen van ons het 'n taak op hande. Nie net 1 of 2 of die kerkraad of daai suster of daai ene nie. Nee. En ja, ons moet hierdie gemeente 'n lekker plek van samekoms kom, maar nie ten koste ook van die Here nie. Want ons sien dit, ek kyk al hoe meer en meer sien ek van hierdie megakerke in Amerika wat val. Want hoekom val dit? Want 'n show kom tot 'n einde. As jy na 'n vertoning gaan kyk daar in die Staatsteater, daar's 'n begin en daar's 'n hoogtepunt, maar dan iewers te gaan daai gordyne toe. Want as dit 'n show is, as hierdie gemeente 'n show gaan word, wanneer ons allerhande goedjies hier gaan doen om dit vir julle net bietjie meer vir 'n feeling te maak, dan gaan ons dit mis. Mag die Here altyd nommer 1 en die fondasie van hierdie gemeente wees. Mag hy altyd die hoeksteen wees. En al sit ons met 4 of 5 mense op die einde van die dag, dalk eendag, maar ons is seker ons staan in die naam van die Here, dan is dit beter as om soos daai megakerke 7000 mense op 'n diens in te kry, maar so leeg daar uit te stap. Daar's geen substance nie. Daar's geen vaste kos nie. Dis net, ek het iets hier gekry vanoggend, maar jy het glad nie ontmoeting met die Here nie. Jy's net jy's nou lekker, jy voel nou op 'n trance of ietsie. Ons moet bly by die waarheid. Ons sien hierdie dinge in kerke gebeur. Ons sien daai kerke het 'n tydelike opflikkering, maar dan val dit weer. Mag ons altyd stabiel bly. Mag ons altyd bly by die woord as die waarheid. En altyd aanhou om die mense te waarsku. Mag ons hier gevoed word op 'n Sondagoggend. Ja, ons moet hier wees. Ons moet die kos kry, maar nou moet dit ons so versterk dat ons gaan nou hier uitgaan. En as jy iemand daar by Checkers kry, of as jy iemand daar in die straat raakloop, of jou buurman kyk vir jou, dan sê die vir die Here het hierdie vir jou, en hy gee om vir jou. Julle, op watter manier ook al, ons moet net begin ons lig te laat skyn. Ons kan nie soos daai lig onder daai emmer weggesteek word nie. Want die tyd hardloop uit, ons sien dit. En ek dink die hele wêreld is bekommerd oor wat besig is om te gebeur. Ons lewe in ongekende tye. Ek wil nie die spooke opjaag of wat ook al nie, maar hierdie artificial intelligence is 'n manier wat mens neem notisie, iets is aan die gebeur. In Duitsland, soos wat julle seker weet, was daar al 'n robot wat hulle so daar agter sit en sê, hoor hierso preek vir ons. En die mense gaan ewe skielik, is hulle nou in hulle duisende by daai gemeente, om te sien hoe preek 'n robot vir hulle. Maar hulle wil nie meer met die dominee kontak hê nie. Dis vir ons makliker om op hierdie dingetjie te sit en te WhatsApp en so te kommunikeer en met 'n robot te vra, gee vir my raad. Ons raak al hoe meer terug in onsself ingetrek en afgesonder van die wêreld af. Ons moet uitgaan, ons moet ons liefde. Die Bybel sê die liefde oorwin alles. 'n Mag kom van sondes ook. So gaan wees net lief vir iemand. Dit is al klaar 'n groot teken deur jou optrede dat jy 'n kind van die Here is. Gaan gee om vir iemand. Daai iemand wat jy weet wat in 'n bed lê, wat nie kan by die kafee uitkom nie, gaan koop vir hulle 'n sakkie kruideniersware en gaan laai dit af. Dit is net een van duisende maniere hoe ons 'n verskil kan maak. En elkeen van julle kan gaan bid dat die Here jou wys waar en hoe hy jou wil gebruik. En bid vir hom om daai deure vir jou oop te maak, dat daar vir jou 'n gaping kan wees om in te kom, om die evangelie met daai persoon te gaan deel. Wees 'n wag op die muur. Wees 'n goeie wag, want jy gaan aangestel word oor alles wat Jesus Christus besit. Hy besit alles, hy besit die hele heelal. Dit gaan joune wees, as jy 'n goeie wagter op die muur gaan wees tot op die einde. En mag hy ons so aan die werk kry, en nie daar buite saam met die
ander mense wat hulle rug op Christus gedraai het nie. Al wanneer jy daar moet wees om hulle uit te nooi, kom nie saam met my kerk toe, want ek is so bekommerd oor jou geestelike welstand. Ek sluit vir ons af. Here, baie dankie. Dankie vir die woord en vir die uitnodiging vanoggend, Here, en die aansporing en die motivering om 'n goeie wag vir U te gaan wees, 'n goeie slaaf, dat ons die mense kos sal gee, Here, geestelike kos wat nodig is, dat hulle dit sal proe, die brood van die lewe, dat hulle nooit weer sal honger kry nie. Here, skep vir ons daardie geleenthede voordat dit te laat is. Maak daai buurman na ons huis toe kom en dat ons net iewers 'n geleentheid kan kry om met hulle te praat, Here, met ons kinders, met ons familie, daardie familie wat ons weet is wat nog nie reg is nie, wat so dalk deel van die wêreld geword het, wat so na rykdom en na status en na dinge jaag, Here, dat hulle van U vergeet het. Here, dit is ons plig om uit te gaan, om daardie mense te waarsku in liefde, 'n hand uit te reik en te sê, ek gee regtig om vir jou. En Here, ja, miskien gaan ons soos U gespoeg en geslaan word, omdat ons wil opstaan vir die waarheid, Here. Stefanus hulle en daardie mense is gestenig, omdat hulle opgestaan het vir waarin hulle geglo is. Die disippels en die apostels is wreed vermoor, omdat hulle U evangelie verkondig het. Maar Here, ons weet wat 'n prys het hulle ontvang, waar hulle nou is, daar in die hemel saam met U, waar hulle ook oor aangestel is, oor alles wat aan U behoort. Ons is erfgename, ons deel in dit wat U sin is. Maar Here, laat ons nie net hierdie erfdeel van ontvang deur agteroor te sit nie, maar om ons beste vir U te gaan gee elke dag, daar waar ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Kom ons staan dan, sluit ons af met 'n laaste lied. Gaan dan neer, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei myne, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak jou pad gelei. Ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer nie kosse weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan neer, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei myne, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek ry jou deur my Heilige Gees. Die seën van God drie ewig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan neer, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei myne, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Weet julle, die wonderlikste van alles is, God is reeds daar. Hy staan daar, deur sy gees is hy oralste. So hy wag in daai gesprek. Jy is nooit alleen nie. Hy gaan saam met jou en hy gebruik jou as 'n instrument. Mag die Gees jou sensitief maak
ook vir daardie afsprake waar die Here jou wil gebruik om 'n goeie wagter op die muur te wees. Ontvang dan nou sy seën en gaan lewe in hierdie volheidslewe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, wat jy so lief het dat hy sy seun gestuur het om vir jou aan die kruis te sterf, en die wonderlike teenwoordigheid van sy Heilige Gees wat jou sal lei in hierdie afsprake, die woorde te gee wat jy moet spreek, sal met julle wees. Amen. Onthou, daar's lekker koffie en tee, julle kan lekker saam kuier. Hi, Tanya,